Die brief aan die Hebreërs. Die skrywer van hierdie brief is anoniem. En mense het lank gewonder of Paulus dit geskryf het, of miskien een van sy medewerkers soos Barnabas of Apollos. Maar ons weet regtig nie. In hoofstuk 2 ontdek ons dat die skrywer 'n persoonlike verhouding het met die disippels wat self by Jesus was. So ons weet dat hierdie brief geanker is in die onderrig van die apostels. Ons weet ook nie wie die gehoor van hierdie brief was nie, of selfs waar hulle gewoon het nie. Die skrywer ken hulle werklik goed en hy neem aan dat hulle 'n deeglike kennis van die Ou Testamentiese geskrifte het. Veral die storielyn van die eerste 5 boeke van die Bybel, die Torah, oor hoe Abraham se familie die volk Israel geword het, oor hoe Moses hulle uit slawerny uit Egipte gelei het na Sinaï berg, waar hulle die Torah ontvang het en die verbond met God gesluit het en 'n tabernakel gebou het waar die priesters offers gebring het. En ook hoe hulle deur die wildernis geswerf het op pad na die beloofde land. Die skrywer neem aan dat die lesers reeds al die detail van hierdie verhale ken. So heel waarskynlik bestaan die gehoor dan uit Joodse Christene. Dis waar die naam van die brief vandaan kom. Ons het ook leidraad uit hoofstuk 10 dat hierdie kerkgemeenskap besig was om vervolg te word. En van hulle was selfs gevangene geneem as gevolg van hulle verbintenis met Jesus. Party mense in die gemeenskap het van Jesus afgedwaal en die geloof heeltemal opgegee. En dit verduidelik die doel en struktuur van hierdie brief. Eerstens is daar 'n kort inleiding wat gevolg word deur 4 gedeeltes waar die skrywer Jesus vergelyk en kontrasteer met sleutelpersone en gebeure uit Israel se geskiedenis. Jesus word eers met engele en die Torah vergelyk en dan met Moses en die beloofde land. Derdens met priesters en Melchisedek en laastens met die offers en die verbond. En die skrywer het 2 hoofdoelwitte met al hierdie vergelykings. Die eerste doelwit is om Jesus te verheerlik as groter as enige een of enige iets anders. Daarmee wys hy dat Jesus al hulle vertroue en aanbidding waardig is. Maar 'n tweede doelwit is om die leser uit te daag om getrou te bly aan Jesus ten spyte van vervolging. Daarom sluit in elke gedeelte 'n streng waarskuwing in om Jesus nie te verlaat nie. So laat ons wegspring en kyk hoe dit alles uitspeel. Die verheerliking van Jesus begin met die openingssin van die inleiding. In die verlede het God met ons voorouers op baie verskillende maniere gepraat. Maar in hierdie laaste dae het hy met ons gepraat deur sy seun. So die skrywer sê dat Jesus verhewe is bo alle vorige maniere waarop God homself aan Israel openbaar het. Hy maak dan 'n verstommende aanspraak dat Jesus die lig van God se heerlikheid en die presiese ewebeeld van God se aard is. Hierdie beelde maak die naaste moontlike identifikasie tussen Jesus en God. So Jesus is soos die sonstrale vir die son is, of Jesus is soos die wasafdruk van die seelring. Vir hierdie skrywer is daar geen God sonder Jesus nie. Jesus is God wat mens geword het as die seun. En dis hierdie verheerlikte siening van Jesus wat dan deur die res van die brief verken word. In die eerste gedeelte vergelyk die skrywer Jesus met die engele, wat vir jou snaaks mag klink. Hoekom engele? Volgens Joodse tradisies was dit geleer, gebaseer op Deuteronomium 33 vers 2, dat die Torah en die woorde van God aan Moses by Sinaï berg oorhandig is deur engele. En deur te sê dat Jesus belangriker is as engele, verklaar die skrywer dat Jesus en sy boodskap van die goeie nuus selfs belangriker is as al die vorige boodskappers van God se woord. En so ontstaan die eerste waarskuwing juis uit hierdie punt. As Israel opgeroep was om aandag te gee aan die Torah wat deur engele afgelewer is, hoeveel te meer moet ons aandag gee aan die boodskap wat deur die Seun van God aangekondig is. En nie net dit nie. Gegeewe dat Jesus se status hoog bo die van engele is, hoe verstommend is dit dat hy sy hoë status opgegee het om mens te word, om te ly en te sterf. In Jesus sien ons God se rykste heerlikheid en God se grootste nederigheid, soos wat Jesus homself verbind het aan die mensdom se tragiese lot. In hoofstuk 3 en 4 redeneer die skrywer dat Jesus belangriker as Moses is, wie die mense van Israel deur die wildernis gelei het en die tabernakel gebou het. Jesus is ook die leier van God se mense. Maar in hom sien ons nie net die bouer van 'n tent nie, maar van die hele skepping.
Dan vertel die skrywer weer die verhaal van hoe die Israeliete teen Moses in die wildernis gerebelleer het. En hulle het hulle kans verloor om die rus binne te gaan wat God hulle in die beloofde land wou gee. So hier volg die tweede waarskuwing. Indien Jesus groter is as Moses, hoeveel meer is op die spel as ons teen hom rebelleer? Ons is ook in 'n wildernisomgewing waar ons God moet vertrou vir toekomstige rus in God se nuwe skepping. So kom ons maak seker ons rebelleer nie soos Israel in die wildernis en mis uit op God se genade aanbod om in sy ware nuwe skepping te gaan nie. In hoofstukke 5 tot 7 vergelyk die skrywer Jesus dan met Israel se priesters wat uit die nageslag van Aaron kom. Hulle rol was om Israel voor God te verteenwoordig, om offers te bring wat vir die sondes moes vergoed of die sondes van die mense bedek. Maar hy wys daarop dat die priesters self mense met morele foute was. En daarom moes hulle aanhoudend offers bring vir hulle eie sowel as almal ander se sondes. Iets meer was nodig, en dan redeneer hy, Jesus is daardie iets. Hy is die volkome priester, maar Jesus het nie uit die nageslag van Aaron gekom nie. Maar Jesus was eerder 'n priester in die orde van Melchisedek, daardie misterieuse priesterkoning van antieke Jerusalem. En hy verskyn in die verhale van Abraham. Ons vind ook in Psalm 110 dat die messiaanse koning van die geslag van Dawid 'n priester sal wees in die orde van Melchisedek. So die skrywer se hele punt is dit: Jesus is die volkome priesterkoning. Hy is moreel foutloos. Hy is ewig beskikbaar vir sy mense. En hy is verhewe bo enige ander bemiddelaar tussen God en mense. En so kom sy waarskuwing in hierdie gedeelte. Om Jesus te verwerp is om jou beste en enigste kans om ten volle met God versoen te word, te verwerp. So moenie dit doen nie. Dit gaan dan oor na die laaste vergelyking in hoofstuk 8 tot 10. Die skrywer wys hoe Jesus se dood aan die kruis die absolute offergawe was, wat groter is as al die diereoffers wat in die tempel geoffer is. Daardie offers moes aanhoudend geoffer word, daagliks sowel as jaarliks op die dag van versoening. Jesus het sy lewe een keer vir almal opgeoffer, en dit was voldoende om die sondes van die hele wêreld te bedek. En daarom waarsku die skrywer ons om nie van Jesus af weg te gaan nie. Dis soos om jou rug te draai op die genadige offer van God se vergifnis. Hoekom sal jy dit doen? Jesus se offer is permanent, sê hy. En dis die basis vir die nuwe verbond waarvan daar gepraat word in die profete, waar alle sondes vergewe word. So nou dat die skrywer Jesus verheerlik het deur al hierdie kontraste, is hier die laaste gedeelte een groot uitdaging om Jesus te volg. So dink aan die groter prentjie. In Jesus het hulle God se ware woord gevind. In Jesus het hulle hoop vir die nuwe skepping. Jesus is hulle ewige priester. Hy is die perfekte offer. So nou moet hulle al die groot geloofsrolmodelle volg wat ons in die skrif kry. En hulle moet getrou bly aan Jesus en vertrou dat, ongeag van swaar kry en vervolging, God nie sy mense sal verlaat nie. Dis die basiese gedagtegang reg deur die brief. Wat die skrywer hier aan die einde 'n kort woord van bemoediging noem. Hier's 'n paar ekstra wenke om die brief te lees. Wanneer die skrywer aanhaal uit die Ou Testamentiese skrifte, wat omtrent elke tweede sin is, stop. En gaan soek die verwysing op en lees daar die aanhaling in sy oorspronklike konteks. En soms sal jy verward wees, maar meer dikwels sal jy alle tipes fantastiese verbindings sien wat jy nooit andersins sou opmerk nie. Dis heeltemal die moeite werd. Jy moet ook weet dat hierdie waarskuwingsgedeeltes jou ongemaklik gaan maak. Maar dis die hele punt. Hulle is nie daar om jou bang te maak nie. Dit is daar om jou te wys dat dit hom sal wees om Jesus te verwerp, want hy is die heel beste. Hierdie waarskuwings dien die groter doel van die brief, om te wys dat Jesus die absolute openbaring van God se liefde en genade is. En dis waaroor die brief aan die Hebreërs gaan.